Ek lees vir ons vanaand uit 1 Konings 18 uit, vanaf vers 18 af tot vers 39. Ek lees uit die 1983 vertaling, vir wie ook al daar wil saamvolg. Ek wil net weer verskoning vra oor die skyfies. Sal julle as klankspan probeer byhou? Dankie. Hy antwoord, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en die Baals gedien. Roep vir my die hele Israel bymekaar op Karmelberg. Die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera, wat van Jezebel se tafel af eet, moet ook daar wees. Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Hy het ook die profete op Karmelberg laat bymekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek alleen het oorgebly as profeet van die Here. Maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons 2 bulle. Hulle kan vir hulle 1 bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid, en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord is God. Die hele volk het geantwoord, dis goed so. Toe sê Elia vir die profete van die Baal, kies 'n bul en maak julle hom eers gereed, want julle is die meeste, bid dan tot julle God. Maar julle mag nie die vuur aansteek nie. Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag toe, Baal, antwoord ons. Daar was nie 'n geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. Teen die middag het Elia hulle begin spot. Roep harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy diep in gedagte of gou 'n bietjie uit of op reis. Of dalk slaap hy en moet hy eers wakker word. Toe roep hulle nog harder en soos altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan en teen laatmiddag, die tyd van die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie, daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my. En hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stukkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daarom rondgegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stukkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. En daarna sê hy, doen dit weer. En hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy, doen dit 'n 3de keer en hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid.
Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here. Antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U Here God is en dat dit U is wat hulle harte weer tot U kan bekeer. Toe kom daar 'n vuur van die Here af en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God. Die Here is God. Net tot sover. As ons hierdie teksgedeelte lees, dan kry mens definitief half 'n kragtige weerspieëling van wie God is. En tog, vandag soveel kere, en in vandag se samelewing, probeer die wêreld dit laat lyk, asof al die gelowe, maar eintlik dieselfde is, gelyk is aan mekaar. Julle kinders wat dalk nog in die skole is, kan dalk daarvan getuig, dat mense dit maar so saggies onderlangs in die skole hoor, selfs op universiteite of by die werk. Dalk kry julle sulke backflashes na LO, lewensoriënteringsklasse. Hulle meen alle godsdienste is gelyk. En alles, as dit gelyk is dit so goed en regverdig en weet, almal kan net gelukkig wees. Ons onthou nog die hele debat oor godsdiensgelykheid en dan godsdiensvryheid. Godsdiensgelykheid sê, ons mag as Christene nie diskrimineer teen ander godsdienste nie. Ons moet hulle eerder probeer akkommodeer. Weet, verwelkomend wees tot hulle. Ons kan nie net sê dat Christene gered word nie. Jy moet pas op, want as dit die geval is, gaan daar soveel mense in die wêreld eendag verlore gaan. Dis tog onmoontlik. Hoe kan 'n God van liefde, God wat so lief is, so iets laat toelaat? Ons mag ook natuurlik nie sê dat ons geloof alleen die waarheid het nie. Want as ons geloof alleen die waarheid is, weet, dan maak ons ander mense se gevoelens maar nogal seer. Ons kan hoogstens sê dat Christene se godsdiens 'n deeltjie van die waarheid het. Maar nie alles nie. En so moet ons reken dat elke godsdiens ietsie van die waarheid het. Juist daarom moet mense van alle godsdienste saamwerk om die volle waarheid dan te kry. Ons kan byvoorbeeld nog ons leer by die moslems. Ook oor hoe hulle geloof uitoefen. Hulle sluit byvoorbeeld hulle winkels se deure op Vrydagmiddag om te gaan bid. Hoeveel van ons Christene wat besighede los nie hulle besighede se deure oop op 'n Sondagmiddag nie? Ons kan ook natuurlik leer by mekaar se gemeenskaplike waardes. Ons dink en doen ook dalk soos hulle. Ons almal is teen abortus ook, dalk soos baie ander gelowe. Ons is teen geweld ook, net soos baie ander gelowe. Hulle maak hulle kinders ook gehoorsaam groot, gedissiplineerd. Daar's nie foute nie. Sien, ons kan mekaar maar aanvul in ons tipe van aanbidding. 'n Pragtige, volkleurige godsdiens, wat ons kan skep as ons almal maar net saam die Here of 'n God aanbid. Dit kan mos net tot voordeel wees van almal. En selfs die wêreldparlement van godsdienste is ook vir hierdie. Die wêreldparlement van godsdienste vergader van tyd tot tyd. Van die van julle wat weet van hulle,
Hulle is nogals 'n aktiewe beweging. Hierdie parlement het verteenwoordigers oor die hele wêreld wat bymekaar kom jaarliks en vergader oor godsdienste. Gelowe uit die moslems, Afrika godsdienste, Jode, Christene. Hulle kom bymekaar en hulle bid saam en hulle praat saam oor God. Volgens die groep mense dui die ooreenkomste tussen die verskillende godsdienste en eenheid dat daar net een God is. Natuurlik moet mens daarby sê dat almal wel verskillende name gebruik vir dit. Party gelowe noem hulle geloof God Allah, ander Jehovah, soos die Jode en dan ons wat ook Here en dan gaan hierdie lysie ook maar aan. Soveel name, maar almal is oortuig dat dit lei na een God en aanbidding van een God. Al verskil is die name. Die verskillende godsdienste moet gesien word as verskillende paadjies natuurlik. Hulle almal volg dieselfde pad na die hemel toe en dit is wat die doel is van geloof vir sommige mense is sodat ons net almal eendag by die eindpunt kan uitkom, né? Geen nie om hoe jy die pad volg soontoe nie. Maar nou kom die eintlike vraag wat ons as gelowiges vir mekaar moet vra. Wie is God? Is die drie enige God van ons Bybel, van die Bybel, die enigste ware God? Glo ons reg? Of probeer ons te pikkie wees? Die geskiedenis wel van die profeet Elia se konfrontasie met die Baal-profete is vir ons nogals 'n goeie plek om te begin op die pad na waarheid toe. Want eintlik is hierdie 'n stryd tussen God, hierdie stryd tussen God en Baal nog dieper. Dis 'n stryd tussen God en Satan. Die uiteinde van die stryd op Karmel gaan die antwoord gee op die vraag van wie God werklik is en of God bestaan. Die konfrontasie op die berg Karmel, kan mens sê, of weet ons die berg lê in die Middellandse See, nie vreeslik hoog nie, omtrent so 500 meter bo seevlak. Die berge en die hoogtes van destyds was gesien as die blyplek van klomp gode. En dit is juis hier by die blyplek van die gode waar Elia die Baal-profete gaan konfronteer. Op hulle eie turf, kan mens sê, hulle eie plek. Karmel beteken vrugbare plek. En daarom na al die waarskynlikheid deur die afgodsdienaars as Baal se blyplek. Dis daar waar hulle by mekaar kom, want Baal was onder andere 'n god van vrugbaarheid en lewe. Maar Elia is nie bang om die Baal-profete daar by hulle eie plek te gaan konfronteer nie. Nee, hy is daar en hy vat hulle aan. En dan kom die vraag aan hulle, hoe lank wil julle wag voor julle besluit wie julle wil dien? As die Here God is, aanbid hom, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom dan. En dit is die keuse wat voor hulle gestel is. Die bal is nou in hulle hande. Maar hulle antwoord nie. Hulle bly stil. Deur stil te bly, het hulle in wese eintlik maar vir Baal gekies, nie waar nie? Halfhartig verwerp hulle die Here. En natuurlik weet ons kan nie die Here halfpad dien nie. Nee. Mens kan eenvoudig nie. Daar is nie plek vir 'n middelweg, so sekere groepe vandag dit wil hê of sien nie. Spring van een geloof na die volgende geloof nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit is alleen vir God of jy teen God. Die Here Jesus het self gesê, niemand kan vir twee baase gelyk werk nie.
Matteus 6 vers 24. En Matteus 12 vers 30 sê ook, wie nie aan my kant is nie, is teen my. En toe die volk nou stil bly, laat Elia dit nie daar nie. Nee, hy wil hulle tot hulle sinne bring. Hulle speel met die dood. Hy gebruik 'n buitengewone metode, hy laat 2 bulle slag, hy lê hulle op Baal se altaar neer, en die ander een op God se altaar, en toe sê hy dat die Baal-profete tot hulle God moet bid. En Elia, hy sal tot sy God bid. En hy wat met vuur sal antwoord, dit is God. Hy is God. En nou moet ons natuurlik so 'n bietjie 'n paar trekkies teruggaan oor hoekom Elia se geloof ook so goed was, want die Here het vir Elia kragtig en sterk voorberei vir hierdie oomblik. En dit het begin toe Elia die droogte aangekondig het. En weer eens bevind ons Elia hier op Baal se terrein. En Baal was ironies die god van reën gewees. En hulle vind hulle self nou in 'n droogte. Hy is die een wat reën gee, het die Baal aanbidders geglo. En nou kom daar hierdie groot droogte. En deur aanbidding van Baal het hulle probeer om Baal positief te stem, dat hy reën kan gee. Hulle het vir Baal so opgepraat, dat hulle self eintlik oortuig het van sy krag. Maar dit was alles verniet gewees. Hulle God het nie geantwoord nie. Doodse stilte. Niks. En intussen bly Elia by die spruit waar die Here op 'n besonderse wyse vir hom sorg. Die kraaie het vir hom kos gebring en Elia leer deur sy voorbereiding deur God dat God absoluut in beheer is, ook van die natuur selfs. Hy stuur kraaie na Elia toe om hom te voer. Hy neem die reën weg en hy bring ook weer die reën. Nie Baal die sogenaamde God van reën nie. En so is Elia voorberei vir die eintlike konfrontasie later op daai berg, op Karmel. Hy weet, as hy tot God gaan bid, sal hy vuur uit die hemel uitstuur. En die res van die geskiedenis ken ons. Ons het dit nou saam gelees. Die Baal-profete het gebid en hulle het gedans, en Baal het nie geantwoord nie. Daar was nie 'n geluid van hom af nie. En dit was die tweede stilte op die berg Karmel. Eers was dit die volk wat nie vir Elia geantwoord het nie. 'n Mens word mos maar naderhand soos die gode wat jy aanbid. Die afgode het 'n mond, maar hulle kan nie praat nie. Hulle het ore, maar hulle kan jou nie hoor nie. Psalm 115 sê selfs ook, wie op hulle vertrou, sal net soos hulle word. As jy aanhou om doofstom afgode te aanbid, word jy ook doofstom, soos afgode. Doofstom om God se woord te hoor, doofstom sodat jy nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Jy ken nie meer die Here se roepstem nie. En dit is die tragiese deel van afgodsdiens, ook om hulle te volg en te aanbid. En dan is dit Elia se gebed. Kort en kragtig. En God antwoord as die almagtige, lewendige God, wat hoor en doen. Baal die God van natuur, die vuurgod, die God van weerlig, kon nie vuur uit die hemel uitgee nie, maar die ware God, hy kan. En nie net dit gee nie, hy gee dit in trappe van verhoog, die hoogste graad van dit. Hy het nie net 'n vuurtjie gebring nie,
Daai water is so verteer deur daai vlamme, dat daar nie eers 'n druppel water oor was nie. En die volk roep uit, die Here is God, die Here is God. Baal is niks, 'n nietige afgod. Die Satan se werk. Julle afgoderry is wel meer as om net te buig voor 'n goue beeld of 'n kalf of enige standbeeld. Afgoderry is om in die plek van die enige ware God of naas hom enige iets anders te stel. Dit is ook om 'n idee van 'n afgod in jou gedagte te hou, né? Afgoderry beteken om 'n idee van God te vorm wat jy wil hê. En so skep mense afgode wat by hulle pas. Dit wat hulle soek. Dit wat hulle van God wil maak in hulle lewe. Baie selfsugtig, nie? En dit is presies wat gebeur wanneer die lewende God, die drie-enige God, gelyk geskakel word met afgode, soos Allah of Boeddha of wie ook al. Ons moet besef, daar is net een God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is geen ander weg na die Vader nie, slegs deur Jesus Christus. Die oorwinning op die berg Karmel was maar net 'n inleiding tot die groot oorwinning op die ander berg. Eintlik maar 'n klein koppie, Golgotha. Daar waar Jesus Satan oorwin het. Hy het oor die dood getriomfeer. Hy het opgestaan en hy lewe. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is net een God. Net een middelaar en net een weg. Al die ander godsdienste en gelowe is vals, dooie afgode. Mensgemaakte goed en aanbidding wat mense doen wat uitloop op die dood. Iets wat ons eintlik maar almal baie keer in ons onderbewussyn self doen. En daarom is dit baie belangrik dat ons terugbeweeg ook na dit wat God se woord aan ons openbaar. Nie afwyk van dit wat God ons leer in sy woord nie. Ons het 'n verantwoordelikheid ook deur die kennis wat ons opdoen ook onder leiding van die Heilige Gees. Die druk vandag is nogals groot. Vandag wil mense, die druk is vandag groot dat ons ter wille van vrede en welwillendheid nie radikaal daarop sal staan dat verlossing alleen in die naam van Jesus Christus is nie. Die oorloë in die wêreld en die onruste wil hê ons moet 'n kant kies. Ons moet 'n afgod kies of 'n politieke beleid kies wat teen Christus is. Ons kan nie kante kies nie. Al wat ons wel kan doen is ons kan vir Christus kies en ons kan vrede kies. Moenie weggevoer word met allerlei slim praatjies of politieke opsweping nie. Die wêreld wil ons brandmerk as iemand wat nie ander gelowe akkommodeer nie. Ja, hulle sal dink ons is liefdeloos en ons gee nie eintlik werklik om nie. Ons word geëtiketeer as mense wat hulle self belangriker stel as ander. Dit ook nie die waarheid is nie. Maar ons kan nie ingee op hierdie druk nie. Nie hierdie druk wat ons vriende by die skool of ons maatjies by die skool wil hê ons moet doen of sê nie. Nie dit wat die sosiale media vir ons sê ons moet dink en doen nie. Nee. Ons waarheid lê in hierdie. Alleen.
Ons moet elke oomblik die positiewe eise van die eerste gebod nakom. En vat hierdie gerus saam met julle vorentoe. Ek moet hart en siel beskerm, alle afgodery, towery, waarsêry, bygeloof, aanroeping van onheiliges of ander skepsels vermy en daarvan af wegvlug. Ek moet die enigste ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê. Hom alleen, vrees en eer, want hy alleen is God. God is met elkeen van julle. Amen. Kom ons bid saam. Here God, so in 'n de mekaar wêreld met soveel druk, politiek, oorloë, vind ons onsself baie keer in moeilike posisies, waar die waarheid partykeer dof is tussen ander dinge wat aanloklik is, of reg klink, of goed klink. Ons skram weg van die waarheid van u woord, en die leiding wat u deur die Gees aan ons gee, maar ons weet deur die krag van die genade bring u ons terug. En ons weet dit is 'n gebedsaak in ons lewens om voortdurend te vertrou op u. U liefde en die genade elke dag opnuut te beleef. Daaglikse bekering. Ons weet die aanslag van die duiwel is groot, maar u sterk ons daar in ons geloofslewe. U rus ons ook elke dag toe. Nie net vir onsself nie, maar ook vir mekaar. Ons lig mekaar op vir die wat dalk ook geval het. Here, dit is waarvoor u ons ook elke dag toerus. Laat die saad nie net op swak grond val nie, maar Here, laat dit opgroei daar in goeie grond. Dat ons mekaar se hande kan vat en ook lei deur modderige paaie. Here, dat ons ook met geloof in ons harte kan uitroep, die Here is God. Die Here is God. Amen.